So wonderwerke van Jesus in die Ou Testament. Nou julle, ek het nou gaan oplees en opsoek en gepraat met mense en uiteindelik op die antwoord afgekom. En dis eintlik nie 'n baie moeilike antwoord nie, baie maklike antwoord. En die antwoord of Jesus wonderwerke in die Ou Testament gedoen het, is beide 'n ja en 'n nee. Jesus, ons in die Ou Testament vind ons geen direkte verskyning van Jesus of enige direkte wonderwerk soos ons in die Nuwe Testament kry wat gedoen is deur Jesus nie. Voor Jesus se geboorte lees ons nie van Jesus nie. En is daar net dinge wat dui op dat die Here Jesus sal aarde toe kom, dat die Here Jesus sal mens word. En dan kom ons by die Nuwe Testament waar daar fisies die geboorte plaasvind en Jesus tussen die mens op die aarde kom loop, tussen die mens op aarde kom woon. So waar vind ons Jesus in die Ou Testament? Ons leer ken die Here Jesus in die Ou Testament as deel van die drie-eenheid. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Ons leer die Here Jesus ken as deel van hierdie drie-eenheid deur die term die engel van die Here, the angel of the Lord. En ons maak die eerste keer ontmoeting met hierdie engel van die Here in Genesis 16 vers 7. Nou ons lees hierso van die storie van Hagar. Ja, ons ken almal Abraham se storie, Sara se storie, Ismael wat gebore word, Abraham wat vir Hagar en Ismael in die woestyn uitstuur op die versoek van Sara. En in Genesis 16 vers 7 lees ons dat die engel van die Here aan haar verskyn en die Bybel sê vir ons die engel van die Here het by haar 'n waterbron in die woestyn by die fontein op die pad na Shur aangetref en hy het vir haar gesê: Hagar, slavin van Sarai, waarvandaan kom jy en waarheen gaan jy? Sy het geantwoord: Ek is aan die vlug weg van my meesteres Sarai af. Toe sê die engel van die Here vir haar: Gaan terug na jou meesteres en onderwerp jou aan haar gesag. So dis die eerste ontmoeting wat ons hier het met die engel van die Here. En ons weet dit in dat Hagar het hierdie ervaring en sy weet dat dit die Here is wat met haar praat. Want sy sê sy gee vir hom die naam El Roi. En El Roi beteken God sien my. So sy het geweet dat dit die Here wat by haar is. Sy het geweet dat sy hierdie ontmoeting met God se seun gehad het. Ons lees dan ook in Genesis 22 waar Abraham vir Isak moet offer in vers 11 tot 18 sien ons dat die engel van die Here hom stop. Genesis 22 vers 11 tot 18. Maar die engel van die Here het na hom uit die hemel geroep en gesê: Abraham, Abraham. Hy het geantwoord: Hier is ek. Vers 12. Moenie jou hand aan na die seun uitsteek nie, het hy gesê. Moenie enige iets aan hom doen nie, want nou weet ek dat jy vir God ontzag het. Jy het nie vir jou seun die enigste van my teruggehou nie. Toe Abraham opkyk, sien hy daar sy enkele ram wat aan sy horings vasgevang is in die bos. Abraham gaan toe en neem die ram.
Hy het hom as brandoffer gebring in die plek van sy seun. Abraham het daardie plek genoem, die Here voorsien, sodat vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal voorsien word. Die engel van die Here het daarna 'n tweede keer uit die hemel na Abraham geroep en gesê: By myself sweer ek is ek is by myself sweer ek, is die uitspraak van die Here, omdat jy dit gedoen het en nie jou seun, jou enigste van my teruggehou het nie, sal ek jou ryklik seën en jou nageslag so geweldig vermeerder soos die sterre aan die hemelruim. So ons sien hierso dat die engel van die Here, wat Jesus is, twee keer aan Abraham verskyn hierso. En so kan ons verder gaan in die Ou Testament met hierdie ontmoetings wat die engel van die Here het met mense in die Ou Testament. Ek dink 'n belangrike een ook om vir julle na te verwys is in Numeri 22 vers 22 waar ons lees van die storie met Balaam en sy donkie. Hier verskyn die engel aan die Here aan Balaam. En as ons dink baie jare later, verskyn hierdie selfde Jesus aan Paulus op die pad na Damaskus. Hoekom vervolg jy my? Hoekom doen jy hierdie dinge om die Christene te vervolg? En dis hoe ons die Here Jesus leer ken. As deel van die drie-eenheid in die Ou Testament. As deel van hierdie drie-eenheid praat Jesus as die Seun van God met mense. Hy maak God se planne bekend aan mense. Hy ontvang lof en aanbidding van die mense op aarde. En dit maak hierdie verskynings en hierdie interaksie tussen mens en die engel van die Here, dit maak dat dit uitstaan bo enige iets wat ons lees van enige ander engel in die Ou Testament. En ons dink aan die engel Gabriël, ons dink aan die engel Michael. En ons weet dat hierdie dan die Here Jesus is wat hierdie interaksie veroorsaak. En dan net sommer so op die kantlyn ontmoet ons ook die Heilige Gees as deel van die drie-eenheid in die Ou Testament reeds in Genesis 1 vers 2 waar ons lees dat die Gees van die Here oor die aarde gesweef het. Dat ons lees die aarde was woes en leeg en donkerte was oor die oerwater, maar die Gees van God het oor die water gesweef. En God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. So in die antwoord van dat het Jesus wonderwerke in die Ou Testament gedoen, wil ek sê die antwoord is ja en nee. Ja, in die sin van dat dit 'n indirekte wonderwerk was van die Here Jesus. Hy was nie fisies en letterlik daarbey betrokke nie en word dit toegeskryf in die Ou Testament dat dit eintlik God se wonderwerke is. Ons dink aan die see wat hy oopgemaak het. Ons dink aan die mure van Jerigo wat geval het. Maar as deel van die drie-eenheid was die Here Jesus deel hiervan. Maar in die Ou Testament sien ons dit of is dit bekend dat dit God se wonderwerke was. En eers in die Nuwe Testament word die wonderwerke wat gedoen was dan direk aan Jesus toegeskryf vir dit wat hy gedoen het hier op aarde. So nee, hy het nie wonderwerke gedoen nie in die sin van dat dit indirek was en in die Ou Testament aan God toegeskryf word. En ja, hy het wonderwerke gedoen want hy was deel van die drie-eenheid en het hy deelgeneem aan dit wat God gedoen het op aarde hier in die Ou Testament. OK, Ron.